Dit is as jy ladings in 'n veld het permanente ladings wat ons noem puntladings. En hulle veroorsaak 'n elektriese veld rondom hulle. Okay? En hang af hoe groot hierdie ladings is, hang af hoe naby hulle aan mekaar is, is daar 'n sekere veldsterkte. Okay, dis wat ons nou bepaal. So dis vra daar op bladsy 8 vraag 2 sê dit. Bereken die elektriese veldsterkte 'n afstand 5 mm vanaf 'n puntlading van -5 mikrocoulomb. Infotabel. Okay? Goed. Waar was julle? By die huis? Nee. By die badkamer? Ja, ons was net hier. Jok liewers. Ek kan sien met die chips in jou sak dat jy baie dors was. Lekker so wat ook al. Okay. Goed. Millimeters. Henk, werk ons in millimeters. Werk in meters, soos mal 10 to die mag minus 3. Charles, werk ons in mikrocoulomb. So dis mal 10 to die mag. En gaan ons die minus infiltreer gaan? Nee. Okay. Goed, so ons formule. Hulle het gevra bereken die elektriese veldsterkte. Gina, wat is die of die simbool nou weer vir veldsterkte? Ja, 'n hoofletter E. Okay? Mama, so, mama. Jy het as jy kyk byvoorbeeld, jy 2 formules vir elektriese veldsterktes. En in hierdie geval, omdat hulle vir jou afstand gee en dan gee vir die grootte van die lading, gaan jy daai tweede formule gebruik wat is E is gelyk aan K oor R kwadraat. Okay, waar gaan ons nou K kry? Op die raadtafel. Net K is 'n konstante, 9 maal 10 to die mag 9. Okay, so ons gaan nou gaan invul, 9 maal 10 to die mag 9, 5 maal 10 to die mag minus 6, oor R is 5 maal 10 to die mag minus 3 is 'n chop. Maar kort, kwadraat. Okay, so dit kort van my ding. En wat kry jy, Heinrich? Okay, as jy dit sê, moenie delete nie. Druk jy op knoppie en dan vat hy vir jou na waar jy fout was. Agt. Of druk die backspace knoppie. Nee, nie die backspace. Nie die back jou terug. Sê weer? En is nie in scientific notation, maar kry 1A. Sit hom in scientific notation, maar omdat jy nie dit delete nie, jou antwoord bly daar. Al wat jy doen is shift setup 75, dan gee jy jou antwoord vir jou terug. Scientific. Jy hoef nou die hele sommers doen nie. 1,8 maal 10 to die mag 9 en jou eenheid engst. Newtons per coulomb. Okay. My elektriese veldsterkte is 'n vektor. 'n Vektor het grootte en rigting. So jy moet 'n rigting gee. Okay? Nou gewoonlik as jy nou hier praat van links regs wat ek al nie, dan gaan jy sê in die rigting van die veld. Maar kom ons kyk net gou hierso. Hulle sê vir jou bereken die elektriese veldsterkte 5 mm vanaf 'n puntlading van -5 mikrocoulomb. Okay, so hulle sê vir jou en dan gaan kyk hoe vinnig ek hierdie ding kan oopmaak. Ek tog. Iemand my 'n nuwe tablet skenk. Okay, so hulle sê vir jou jy het 'n negatiewe lading. Okay, ek gaan hom lekker negatief maak. En dan vra hulle vir jou, hoe ver is hy? Wat is die rigting van die elektriese veld? 5 mm van hom af. Okay, so dis as ons meet hoe groot is die elektriese veld, is as ons 'n positiewe dingetjie daarin sit. En wat se rigting is die elektriese veld in hierdie rigting? Na die lading toe.
So jy kan daar sê, jy kan sê of in die rigting van die veld, want jy kan sien wat is die rigting van die veld, of jy gaan sê na die negatiewe lading. Kan mens maar net die symbool negatief teken. Ja. Okay, nou kom ons by 'n bietjie moeiliker, né? Nou ek weet nie hoe geroes julle brein is deur hierdie toetsreeks nie, so kom ek sê net gou dit. Ons het gedoen nou, laasweek hierdie week, Coulomb se wet elektrostatiese krag. Toe het ons gekyk net na 'n gewone sommetjie, toe het ons gekyk na dinge in 'n reguit lyn en toe het ons gekyk na hulle teen 'n hoekie. As jy die krag uitwerk, dan kan dit 'n hoekie wees. Maar as ons elektriese veldsterkte doen, gaan dit net in 'n reguit lyn wees. Okay, so net in 'n reguit lyn is elektriese veldsterkte. As dit 'n hoekie maak, dan weet jy hulle vra vir jou vir die krag. Okay. So hulle sê dan vir jou, beskou die rangskikking, punt. So ons doen die eerste instruksie, ons beskou hom. Kyk hier A, B, C, P. So Q, Q, Q en dan 'n punt P. En ek sien daar 1 Coulomb minus 2 Coulomb 6 Coulomb. So hierdie is alles in Coulomb, dis sharp. Nou kyk ek die afstande 4, 2, 1 centimeter. Werk ons in centimeters? Nee, ons werk in meters. So ons gaan dit met maak 10 to the mag minus 2 hulle almal. Okay. Nou sê hulle, bereken die netto elektriese veld waardeur die ladings veroorsaak word by punt P 1 cm vanaf Q so C. So hulle wil weet, jy plaas nou hierdie lading, soos in die simulation wat ek gemaak het, sit jy 'n positiewe ding, 'n negatiewe ding en 'n positiewe ding. En dan sit ek nou daai rooi, is dit geel kolletjie. Sit ek nou daar deur bo en ek wil weet hoe groot is die elektriese veldsterkte daarbo. Sal jy met my? Kan jy dit imagine? Okay. Goed, so wat jy gaan doen, is jy gaan weer 'n kragtediagram gaan teken, maar van alles wat op P inwerk. Wat sal P ervaar as gevolg van? Want wat is die elektriese veldsterkte, hier vriend, dit neergeskryf nie, is die krag per lading. So, ek wil weet, watter krag gaan dit ervaar, want die krag se rigting gaan my die elektriese veldsterkte se rigting gee. Sê jy met my? Ek gaan 'n kragtediagram teken, sodat ek die elektriese veldsterkte kan kry. Okay, so kom ons kyk daar. P is altyd nou weer wat, Pieter? Want hulle nie, ek weet die ander, ek weet hierdie ding is positief, hierdie ding is negatief, hierdie ding is positief. Wat is P? P is altyd positief. Hulle gaan dit nie vir jou sê nie, jy moet dit weet. Okay, so nou speel ons 'n game van wat as. As jy nie die twee het nie, jy net vir P, vir A en vir P. Wat gaan met P gebeur as gevolg van A? Waar anker? Anker rechts, wat beteken dat? Op af links rechts? Wat gaan met P gebeur? Op. So dis hoekom ek 'n P daar skryf, dat ek weet, my vraag is wat gebeur met P? Okay, so P word opgestoot. So dis die krag as gevolg van A. Okay. Nou is ons by B en P. Wat gaan met P gebeur as gevolg van B? Hy gaan afgetrek word. So dit is die krag as gevolg van B. En dan het ons nou C en P, positief. Ja, en wat gaan gebeur met P? Hy gaan opgestoot word. So daar is 'n krag as gevolg van C. Okay, so ek het twee goeders op, een ding af. So wat sy rigting gaan ek kies as positief? Op. Op is positief. Okay, nou moet jy net super versigtig wees. Hulle vra vir jou, bereken die netto elektriese veld. Nie krag nie. So ek soek nie die netto krag nie, ek soek die netto elektriese veld. Dit is hoofletter E. So alhoewel ons 'n kragtediagram gaan teken het, die krag gee net vir die rigting van die elektriese veld. Is julle met my? Okay. So ek soek die netto elektriese veldsterkte, E net. En ek het 3 veldsterktes as gevolg van 3 kragte en dit is as gevolg van A, as gevolg van B en as gevolg van C.
Kyk, ek het nog nie plus of minus ingesit nie. Nou kyk ek het opgekies as positief. So hierdie ene is plus en hierdie ene is plus. En dan is daar die ene 'n minus. Het ek iemand verloor? Okay, so ek wil net gou weer sê, hierdie minus is nie omdat hierdie ene 'n minus is nie. Dis omdat ek opgekies het as positief en hierdie ene B trek vir P af, dat hy 'n minus is. Okay, dis toevallig, nou so, hy is altyd so. Nou die volgende ding is, ek gaan skryf die formules neer van elektriese veldsterktes. Okay, so daai formule, hoekom gebruik ek daai ene en nie die ander ene nie, want ek het nie die kragte nie. Ek het die afstande, ek het nie die kragte nie. En as jy net tot hier gekom het, het jy klaar 2 punte. Jy het punte vir minus en plus reg invul en jy het punt vir die regte formules gebruik. So as jy nou hier per ongeluk sê, dit is F. En jy het gesê kakie A, kie B oor L kwadraat, 0 punte, reg hier. En hierdie vraag, ek dink hy gaan tel 7 punte. Okay, so jy moet mooi seker maak oor die formules. Wat vra hulle? Watter formule? Okay, nou wat is dieselfde regdeur hier? K is dieselfde, né? So ek gaan daai konstante uithaal. 9 maal 10 to die mag 9 en dan gaan ek my waardes invul. Wat is A? A is 1. Wat is B? B is 2. Wat is C? C is 6. Nou juffrou, hoekom doen jy dit so weer? Want hulle gaan hier vir jou hierdie stadig net op 2 plekke probeer uitvang. Hulle gaan jou probeer uitvang met die coulomb, as jy dit moet omskakel van mikro, nano, pico, daarvoor. En die tweede plek waar jy jou altyd gaan probeer uitvang. Ek het letterlik in die afgelope vanaf 2014, in die afgelope 11 jaar, dink ek het ek 2 vraestellings gesien wat hulle nie kinders probeer uitvang nie. Die ander keer het hulle. Dan gaan jy altyd probeer uitvang met die afstande. Dis 'n simpel ding, maar jy is so gestres dat jy dit eers nie. Watter afstand soek ons hier by hierdie R? Ons soek die afstand tussen A en P. Die afstand tussen A en P. En baie keer as ons skryf, dis 4. Tussen A en P is 4 plus 2 plus 1 is 7 centimeter. So 7 maal 10 to die mag minus 2, moenie van die kwadraat vergeet nie. Volgende ene is van kolom of lading B, so dis tussen B en P is 3 cm. En dan die laaste ene is 1 cm, né? Kyk. So nou vat jy jou sakrekenaar en dit is waar jy daai knoppie hierdoor onder gebruik. Hier kom ons nou by die deel wat jou sakrekenaar nie genoeg spasie in sy brein gaan hê. As jy elke keer intik maal 10 to die mag maal 10 to die mag. Hoe trek ek met my vraag? Hoe reis het jou weer? Veertien. En jou eenheid? En jou rigting. Op. Kijk, want ons opgekies is positief en ons het 'n positiewe antwoord gekry. Dis hartstikke belangrik. Okay.
Goed, so hierdie vraag, waar kom jy 7 punte vandaan? Vir die feit dat jy reg plusse en minus het, vir jou formules wat jy reg gebruik het, vir daai ene en daai ene, 1, 2, 3, 4, antwoord en rigting. Groot som. OK. Ek wil Hoekom is die bladsy dan so lank? Ek dink ek het maar net klein geskryf. OK, wag. Oei, die multiple choice somme is nie so nie. Alright, julle kan maar